lees uit Markus 12 vers 28 tot 31, baie bekende gedeelte. Ek gaan lees uit die 2020 vertaling en daarna uit Johannes 14 net vers 21. En dan sal ek 'n hele paar verse na verwys gedurende die boodskap ook. As jy wil notas neem, is jy baie welkom, maar hierdie is nou nie 'n lesing nie. En as jy dalk nuuskierig is, dan na die tyd kan jy op YouTube gaan kyk, daar verskyn al die teksverse soos wat die boodskap bevorder. Maar ons gaan saam lees as u wil uit Markus 12 van vers 28 af. En dan sal ek een vers uit Johannes 14 lees, vers 21, maar die sal ek ook op die skerm wys. Dan kan julle net hier saam met my lees. Voordat ons dit saam lees, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, ons is so dankbaar vir u genade, vir u liefde, vir u troue sorg. Dankie vir die woord wat ons herinner aan u liefde, is daar geen einde nie. Dankie dat u deur Jesus Christus vir ons 'n plek in die hemel gekoop het, die ewige lewe vir ons betaal het, en dat ons deur te glo in Jesus en deur u liefde uit genade gered is. Dankie o Heilige Gees dat u in ons kom woon het, om ons te lei en ons te help op hierdie pad, om ons lig te laat skyn. En dankie dat u ons ook herinner aan die woorde van ons Here Jesus. Ons is hier saam, elkeen op ons eie pad, elkeen op ons eie reis, op ons eie avontuur, op ons eie pakkie wat ons moet dra. Maar dankie dat ons kan weet, u ontmoet ons juis presies daar op die regte plek. Ons vertrou u dat u vir elkeen van ons vandag ook sal aanraak, deur u woord en deur u Gees. Amen. Nou, julle sal die teksgedeeltes baie maklik herken, want dit is nie moeilike of onbekende gedeeltes nie, maar ek wil graag julle so 'n bietjie nuuskierig wees om te hoor wat gaan hier uitkom vanoggend. In Markus 12 vers 28 is daar die bekende gedeelte waar een van die skrifkenners het die disippels en die ander in die Jode hoor redeneer. Hulle kom toe nader en toe die skrifkenner sien dat Jesus die ander goed geantwoord het, vra hy vir hom: "Watter gebod is die belangrikste van almal?" Jesus het hom geantwoord: "Die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here." En nou hier kom die eerste gebod. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. En die tweede is dit: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is belangriker as die nie. En dan in Johannes 14 vers 21 lees ons net dat Jesus sê: "Wie my gebooie het en dit onderhou, hy is die een wat my lief het. En wie my lief het, my Vader sal hom lief hê en ek sal hom lief hê en myself aan hom bekend maak." Die 83 vertaling staan daar: "Ek sal myself aan hom openbaar." Maar dit is net meer moderne Afrikaans en dis reg vertaal ook dat Jesus sê: "Ek sal myself aan hom of haar bekend maak." Ek lees net saam met u weer Markus 12 vers 30. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag en met jou hele verstand. Die regte volgorde is, maak nie saak nie, hart, siel, verstand en krag. Een vertaling sê met jou hele wese moet jy God lief hê. En dan uit Johannes 14, daardie een vers: "Wie my gebooie het en dit onderhou," sê Jesus. Hy is die een wat my lief het, en wie my lief het, my Vader sal hom lief hê en ek sal hom lief hê en myself aan hom bekend maak. Net so vir 'n inleiding wil ek net eers vir u weer so 'n bietjie onder die indruk bring van hoe groot is die God. Nie dat ons dit met ons verstand kan vasvat nie, maar kry net 'n idee hoe groot is die God wat hierdie woorde na ons toe gebring het, wat gesê het: "Ek het jou lief." Net so vir 'n inleiding, kom raak net saam met my bietjie opgewonde. As ons teen die spoed van lig kon reis, dis ongeveer 300.000 km per sekonde, en 1 en 2,
300.000 kilometer is nou net verby. Dan sou dit so wat 26.000 ligjare neem om van die aarde se middelpunt na die Melkweg se middelpunt te gaan. Julle sal nou die prentjie kry. Die Melkwegstelsel waarvan ons son maar een sterretjie is ongeveer 100.000 tot 105.000 ligjare in deursnee. Julle moet later hierdie goed self bietjie gaan oplees. Dit beteken net, dit gaan nie in ons leeftyd gebeur dat ons dit sou kon doen nie. Voyager 1, daardie bekende ruimtetuig, is al van 1977 al in die ruimte, en hy gaan net aan en aan en aan. Hy kry sy energie van die son af en hulle het hom op 'n stadium om Jupiter laat spin om hom nog momentum te gee. Hy het nog nie eers van 1977 af 0,004 ligjaar gevorder nie. En hy het 'n huidige spoed van 67.000 km per uur. En hy's nog nie eers 0,004 van 'n ligjaar weg nie. En ons het nou gehoor, dit gaan 100.000 ligjaar vat om aan die ander kant van die Melkwegstelsel te kom. Dit sal Voyager 17.500 jaar neem net om 1 ligjaar te reis, maar hy moet 105.000 van hulle af lê as hy reg oor die Melkweg sou wou travel. Die Andromeda sterrestelsel is die naaste een wat ons kan sien. Mens kan hom met die blote oog sien, maar dit lyk net soos 'n dowwe sterretjie. So met 'n teleskoop, as jy 'n sterk teleskoop het, dan sien jy dis 'n ster met 'n klein melkweg hier rondom, klein. Net so groot soos ons, maar 'n entjie verder. En net vir interessantheid, die twee beweeg baie stadig na mekaar toe, die Andromeda en die Melkwegstelsel. En hulle sal oor ongeveer 110 biljoen jaar in mekaar vasvlieg. Nie in ons tyd nie, moet nie bekommerd wees nie. So stadig, maar seker beweeg hulle klein bietjie nader aan mekaar. En daardie sterrestelsel is 2,5 miljoen ligjare van ons af. Dit is baie bitter ver. Net so laaste paar interessante feite. Daar bestaan na raming van hierdie stelsel soos ons in die Andromeda 2 triljoen van hulle. Want onthou nou, ons sien daar is die Andromeda. En julle weet hoeveel sterre sien ons. As daar een is, dan is daar reg rondom ons omtrent 2 triljoen van hulle. En ons is maar een van hulle. Ons self, ons Melkwegstelsel, ons tuiste het ongeveer 100 tot 400 biljoen, of in die ou dae het ons gepraat van 'n miljard, 100 miljard sterre in die Melkwegstelsel. Jesaja 40 herinner ons in vers 26, kyk op na die hemel, wie het die sterre geskep? Hy wat die hemelse leer laat uitreik in hulle volle getal, dit is hy wat hulle elkeen gemaak het. Met sy groot krag, sy groot mag, sorg hy dat geen een van hulle ontbreek nie. Hierdie triljoene sonne en sterre is God in beheer van, hy het dit gemaak. Dan sê Psalm 8 vers 4 vir ons, dis 'n lofpsalm, as ek in die hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan, die sterre, waaraan u 'n plek gegee het. Ek het al baie wakker gelê hieroor, hoekom val die hele spul nie in mekaar nie? Maar dit kan nie, want God hou dit in stand. Die skrif sê, Jesus hou dit met 'n magswoord in stand. Dit is in die noordelike halfrond geneem. Ons kan nie altyd die Melkweg so duidelik sien nie, en veral nie waar daar stadsliggies naby is nie. As jy daar in die Karoo in die donker gaan sit een nag, sal jy dalk so 'n bietjie van die Melkwegstelsel sien. Nou, ek is amper klaar met hierdie inleiding. Dit is omtrent nou hoe die Melkwegstelsel van bo af sou gelyk het, en van die een punt tot die ander punt sou 100.000 ligjaar neem om te beweeg as ons daai spoed kon handhaaf van die Voyager. En daar op die punt van die ou rooi pyltjie is die ou klein een sterretjie wat ons son is. Net daai ou eenetjie in hierdie triljoene sterre wat ons die voorreg het om te kan sien in die nag. Nou julle ken almal hierdie foto. Hulle noem hom the pale blue dot. Toe die Voyager op 'n stadium draai om verder te gaan, en hy neem 'n laaste foto sommer net so in die rigting van die aarde, en toe dit by NASA uitkom, toe kon hulle daai klein blou kolletjie identifiseer as ons planeetjie waarop ons bly, tussen al hierdie triljoene sterre. En daar ergens, hierdie is Artemis se ruimtereisigers nou die dag geneem, ergens op daai blou bolletjie sit ons.
En vir my en vir jou het God gesê, vanuit al hierdie biljoene ligjare ver, het hy ingezoom op jou. Hy het ingezoom op elkeen van ons. En hy weet wat aangaan, maar hy is oor jou bekommerd. Hy is vir jou lief. Elkeen van ons wat nog net 'n klein spikkeltjie op daai planeet is, ken God op jou naam. Net soos wat hy die sterre wat hy geskep het ken. So kom ek herinner julle net uit wat ons gelees het en uit die woord en aan 'n paar feite. Die eerste punt wat julle moet onthou asseblief is dat God het jou lief. Dit is die waarheid, dit is die gesag van sy woord, dit is die waarheid van sy eie hart wat hy deur sy seun Jesus Christus en deur die Heilige Gees en deur sy profete in die Ou Testament al oorgedra het. God het jou baie lief. In Efesiërs 1 vers 4 lees ons dat nog voordat hy die wêreld geskep het, voordat hy daai blou bolletjie gemaak het, voordat hy dit gedoen het, staan daar, is ons al in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees deur Christus. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Nou ons het nie 'n benul van hoe dit gebeur het en hoe God dit in sy almag gedoen het en hoe vinnig of hoe lank dit geneem het nie, maar met al daai biljoene sterre en voordat hy die blou bolletjie maak, het hy jou al lief gehad. Hy al geweet jy gaan in sy familie wees, jy gaan sy kind wees. En daarom sê die psalmdigter vir ons in Psalm 118 en 136, loof die Here, aan sy liefde is daar geen einde nie. Trouwens in Psalm 136 wat die psalms was baie gesing in die sinagoges, en die lied het 'n refrein waar dit 26 keer herhaal word. Aan die einde van elke waarheid staan daar, soos in vers 1, loof die Here want hy is goed. En dan het die gemeente waarskynlik geantwoord, aan sy liefde is daar geen einde nie, 26 keer. Ons raak baie keer bietjie vies as liedere te veel herhaal. Dit het al in die sinagoges gebeur. 26 keer word hierdie refrein herhaal, aan sy liefde is daar geen einde nie. En ek hoef julle nie te herinner daaraan nie, die een teksvers wat die hele Bybel vir ons opsom, die Gideons het dit ook voor in hulle Bybel uitgelig. Julle ken dit, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En net 2 van die waarhede wat hierby aansluit, hierdie mense, vir wie God lief is, hy beskerm ons. Hy beskerm elkeen van ons. Psalm 145 vers 20 sê, die Here beskerm almal wat hom liefhet. Daar staan nie, die Here beskerm party wat hom liefhet, of hy beskerm die helfte wat hom liefhet. Daar staan, die Here beskerm almal wat hom liefhet. Hy beskerm ons. So as jy hom liefhet, kan jy weet, al sien jy dit nie nou nie, al voel dit nie altyd so nie. Hy kyk uit vir jou. Hy beskerm jou. Maar God forceer hom op niemand af nie. As jy hom nie liefhet nie, dan is ons arrogant, as ons eintlik sy beskerming verwag, nee. Maar ons mag roep na die Here, maar hy sal nooit homself op jou afforceer nie. In Romeine 8 vers 28 lees ons nog 'n wonderlike deel van God se beskerming en sy genade. Romeine 8 vers 28 staan daar, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet en vir die wat volgens sy besluit geroep is. En wanneer is ons geroep, sê Efesiërs 1 vers 4, al voor die skepping, voor die grondlegging van die wêreld, sê die ou vertaling. Nou daar staan nie dat dit met ons altyd goed sal gaan, maar daar staan dat God is in beheer en hy kan baie, hy sien alles. Hy kan tot in ewigheid sien. Hy weet wat volgende week en volgende jaar vir ons voorlê. Maar hy laat in sy wil alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Net een kort vinnige voorbeeld uit die Ou Testament. Daar in Genesis 30 kan julle 'n bietjie die interessante geskiedenis gaan lees. Julle onthou ons vir Jakob wat vir sy skoonpa moes werk. Hy werk vir Laban want hy wil graag vir hierdie vrou van hom kry en dan verneek sy skoonpa en gee vir hom die ander sussie.
die een wat nie die kompetisie gewen het nie. Maar dan werk hy nog vir en hy wil die ander vrou ook hê. Julle ken na julle storie en dis hoe Rachel en Lea sy vrouens geword het. En dan sê Jakob op 'n stadium vir Laban, skoonpa, ek het nou genoeg gedoen vir jou, ek werk nou al 20 jaar vir jou, ek wil nou graag my eie familie eenkant gaan vestig. Maar wat kan ek nou vat vir betaal? Dan sê Laban vir hom, en Laban was skelm. Laban sê vir hom, okay goed, jy kan die skape en die bokke kry, maar daardie tyd was dit nou maar net so, die spierwit skape en bokke was baie meer werd as die gebontes. So Laban sê toe vir hom, pas my skape nog een seisoen op, dan keer jy hulle uit, ek wil al die wittes hê, jy kan al die bontes en gestreeptes kry. Dis die minderwaardige bokke en skape. En dan sê Jakob, dis goed, ek sal dit doen, ek sal tevrede wees met die bondskape en die bondbokke. Dan gaan Laban nog, die skelm wat hy is, en net voor Jakob dit kan doen, vat hy al die witbokke uit die trop en gee dit vir sy eie seuns. Nou het Jakob net bondbokke. Dan sê hy, man, okay, goed, ek gaan met hulle werk. En dan gaan Jakob, en hy doen 'n vreeslik interessante ding, julle moet dit nou maar gaan lees, hy sit takke en goed in die water, ek weet nie hoe, dit was net 'n wonderwerk. En elke bokkie of lammetjie wat gebore word, kom bond uit. En op die ou end het Jakob baie meer skape en bokke as Laban, want toe Laban nou die wittes kom haal, is daar nie een witte tussen hulle nie. Almal is bond en gestreep. Dan staan daar in vers 42, so het dit gekom, dat Laban uiteindelik al die swakkes gekry het, want hy het mos nou eers die klomp bondes uitgekies. En Jakob, die sterkes, die man Jakob het al hoe ryker geword. Hy het baie klein vee, slawe en slavinne gehad, kamele en donkies. Hy het baie ryker geword as Laban, want God sorg vir sy kinders. En hy laat dinge ten goeie meewerk, al kan ons nie die plan mooi duidelik sien. Ons kan gewoonlik nie die plan sien. En dan die tweede waarheid wat ons gelees het in Johannes 14, is dat Jesus dit baie persoonlik maak. Hy sê, as jy my lief het, dan sal my Vader jou ook lief hê, en ek sal jou lief hê, maar ek sal my aan jou bekend maak. Dit sal nie, soos in die Ou Testament, 'n ver verhouding met baie afstand, en God is daar in Jerusalem in die tempel, of hy's in die hoogste hemel, ons kan nie by hom uitkom nie. Nee, Jesus sê, ek sal myself aan julle bekend maak, en ons weet, dat hy dit deur sy Heilige Gees tot binne in ons gees kom doen het. Weer uit die Ou Testament, hoor net hierdie mooi beeld. Dit is baie moeilik om uit Hooglied te preek, want party mense sê, dis net 'n gewone liefdeslied tussen 'n man en 'n vrou, en ander sê, nee, dis 'n metafoor van God se liefde vir ons. Maar die voorbeeld maak nie saak hoe jy dit sien nie. In Hooglied 8 vers 6 word daar gepraat oor die krag van liefde. Dan staan daar, die bruidegom sê vir sy bruid, hou my teen jou, soos die seelring op jou bors. Daar staan letterlik teen jou hart. Hou my teen jou, soos die seelring op jou hart, soos die seelring aan jou arm. Die liefde is sterker as die dood. Dit is hoekom ons vir mense lief bly, nadat hulle dood gegaan het. Die dood vat hulle nie weg van ons af nie. Ons bly lief vir hulle. Maar die grootste bewys daarvan is Jesus se dood. Daar het hy kom demonstreer dat liefde is sterker as die dood. En hy het dit vir jou gedoen. Hy het dit vir elkeen van ons gedoen. In 1 Korintiërs 16 vers 22 is Paulus sommer baie krie eintlik. Hy sê, as iemand die Here nie liefhet nie, laat hom vervloek wees. Want wat is die sin van lewe as jy nie Jesus liefhet nie, sê hy. Nou jy en ek hoef nooit ooit daaraan te twyfel nie. Al sê die wêreld wat, al sê jou gedagtes wat, al sê jou vriende wat, al hoor jy stemme wat ander goed sê, fokus op die woord van God. Jy hoef nooit te twyfel nie. God het jou lief. Jesus het jou lief. Hy sê, ek maak myself aan jou bekend. En hy het gekom vir ons na hierdie wêreld toe, hierdie blou bolletjie toe, om te wys liefde is sterker as die dood. Die dood kon hom nie van ons wegkry nie. En die laaste punt is nou, julle nou seker gewonder, want die temas vra, het jy Jesus waarlik lief? Hoe kan ek dan nou vir Jesus lief wees? Waarmee sal hy tevrede wees?
En dan lees ons in 1 Johannes 4 vers 19, daardie bekende woorde, ek is baie lief om hulle aan te haal. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Ons kan lief hê, want God het ons eerste lief gehad. As jy baie duidelik verstaan hoe hierdie liefde van God vir jou werk, dan wil jy hom terug lief hê. Dan wil jy met liefde reageer. Die bekende prediker en skrywer Andrew Murray het gesê, die liefde wat ek het vir God en my naaste, is die liefde wat hy eerste vir my gegee het. Dis maar net wat die evangelie ons leer. Hy sê, die liefde wat ek het vir God en my naaste, is die liefde wat ek van hom af ontvang het. In Johannes 15 vers 13 sê Jesus, niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe aflê vir sy vriende. Nou vir so verlosser kan mens mos nie anders as om lief te wees nie. En daarom moet ons altyd die evangelie onthou, die goeie nuus. Ek hou van die direkte vertaling, nie in die Bybel nie, maar uit Grieks uit, dat evangelie eintlik altyd vertaal moet word met goeie nuus. Paulus skryf in al sy briewe, wat hy eintlik doen, hy herinner net die lesers, gaan net terug na die evangelie toe, gaan net terug na die goeie nuus toe. Hy sê dit 85 keer in sy briewe, verwys hy na die goeie nuus, die evangelie. As julle nou in Afrikaans wil gaan tel, is julle welkom. Julle sal die woord evangelie 85 keer by Paulus kry. Onthou die evangelie, onthou die goeie nuus, want letterlik beteken evangelie mos goeie nuus. Net vir die wat dit al vergeet het, wanneer 'n koning of sy weermag op 'n groot veld toe gegaan het en oorlog gemaak het, en ons hou nou nie van oorlog nie, maar dit is in daardie tyd hoe dit gewerk het, en hy oorwin, dan kom hulle terug na die stad toe, en dan hardloop een van die jongste troepe vooruit, en hy gaan verkondig die evangelie, want letterlik beteken evangelie die goeie nuus van verlossing, of die goeie nuus van oorwinning. Dis die evangelie, dit is wat die troep gaan verkondig. Daar was 'n oorwinning, dis die goeie nuus. Maar nou wil ek afsluit met 'n gevalle studie uit Openbaring. Daar's so 7 gevalle studies in Openbaring 2 en 3, waar die Here vir 7 gemeentes briewe skryf. En in een van die eerstes vir Efese, trouwens dis die heel eerste een, sê hy, skryf vir Efese die volgende: ek ken jou dade, ek ken jou inspanning en jou volharding. Ek weet dat jy slegte mense nie kan verdra nie. Daarom het jy daardie mense wat sê dat hulle apostels is, maar dit nie is nie. Jy het hulle getoets en hulle as leenaars uitgewys. Verder hou jy aan om te volhard, en jy het ter wille van my naam baie verduur sonder om moeg te word. Dit klink na 'n super goeie gemeente, nê? 'n Gemeente waar die Here vir hulle sê, ek weet wat julle doen, ek ken julle dade, ek weet julle kan slegte mense nie verdra nie, ek weet julle leer is suiwer, julle doktrine is so suiwer, julle kan vals apostels uitwys en hulle verjaag. Dit gaan goed daar by julle. Hy sê, en ek weet julle volhard, julle hou aan. Die Griekse woord sê, dis die vermoë om onder moeilike omstandighede te volhard. Die Engelse vertalings gebruik perseverance daarvoor. En dan sê hy, maar ek weet, julle verduur baie ter wille van die naam van Jesus. Daardie woord verduur beteken om iets swaar te dra, iets wat jy eintlik nie kan dra nie, sonder om moeg te word. En dan sê hy in vers 4, maar ek hou dit teen julle. Ek hou dit teen jou dat jy jou eerste liefde versaak het. Die 83 vertaling sê, ek het dit teen jou, dat jy my nie meer so lief het soos in die begin nie. Die Here sê, julle is 'n fantastiese gemeente, julle doen al die goed reg, maar julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Mense het teruggesak, weggedraai, hulle liefde het vervlou, daar's nie meer passie in hulle verhouding met die Here nie. Jy sien, ons sien dit, nê? Mense kan 'n skoon lewe lei, hulle kan volhard, hulle leer baie suiwer verkondig, hulle kan self swaar dra aan die las om die lig te versprei in die wêreld. Hulle kan al die goed reg doen, maar dan kan hulle dalk in hulle liefde, hulle passie vir Jesus vervlou het. En dan kan ons dalk die Here se woorde hoor waar hy sê, ek het dit teen julle.
Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Maar dan sê hy vir hulle, dis nou nie die einde van die wêreld nie. Vers 5 sê, onthou dan, soos wat Paulus dit baie keer in sy briewe skryf, onthou dan die evangelie. In die 83 vertaling staan daar, dink daaraan, onthou hoe ver julle agteruit gegaan het, en keer net terug, dis maklik. Augustinus het ergens geskryf, in sy liefde vir die Here, hy sê, Jesus het my hart gesteel en daarmee weggehardloop hemel toe. Augustinus was so lief vir die Here, want in Romeine 5 vers 6 is daar die bekende teks waar ons lees, toe ons nog sondaars was, het Christus immers op die regte tyd vir goddeloses gesterf. Dan sê mens sal nog maklik dalk vir 'n regverdige persoon sterf. Maar wie sal vir 'n goddelose sterf? Maar dan sê hy, terwyl ons nog sondaars was, het Christus vir elkeen van ons gesterf. So lief het hy vir jou. Mag ek jou maar vandag vra, of jy Jesus nog sien vir wie hy is? Almal sien hom nie, almal herken hom nie, en almal in die wêreld erken hom nie. Daar was in sy tyd dieselfde probleem, maar daar's 'n paar mooi voorbeelde van mense wat hom wel erken het. Ek noem net 3. Nathanael, toe hy geroep word as disipel, toe vra hy vir die Here, maar waar ken jy my nou vandaan? Dan sê die Here vir hom, ek het jou gesien al by onder die vyeboom gesit en bid het. En dan roep Nathanael uit in Johannes 1 vers 49, Rabbi, u is die seun van God, die koning van Israel. Niemand het dit vir hom gesê nie, hy sien dit in Jesus. Die tweede voorbeeld is Petrus. Hy is die leier disipel en hy volg die Here getrou, en dan vra die Here op 'n stadium vir hulle, wat sê die mense, wie is ek? En dan, ek het julle dit al vertel, julle weet dit goed. Dan hulle 'n klomp voorbeelde, dan sê hy, okay, maar wie sê julle is ek? Dan staan nou so ongemaklike stilte, nê. En dan sê Petrus, u is die Christus. Petrus erken Jesus vir wie hy is, en dan sê Jesus vir hom, wat jy nou sê, het jy nie self uitgedink nie, God het dit aan jou geopenbaar. En dan die laaste voorbeeld is Maria, die oggend by die graf, in Johannes se weergawe, sien sy vir Jesus, nadat hulle hom gesoek het, en sy kry hom nêrens nie, maar sy dink hy's dalk die tuinier, want sy het seker nou maar trane na oë gehad, en nie mooi opgelet nie, en sy het hom nie herken nie, en sy vra vir hom, is jy die tuinier, het jy my meester gevat? En dan noem hy haar net op haar naam. Jesus het vir haar gesê, Maria, en dan draai sy om en sy herken hom, en sy sê vir hom, Rabboni, dit beteken leermeester. Daar is mense soos ons, wat van Jesus hoor, wat van hom lees, omdat ons 'n Bybel kon hê, en dan herken ons hom. En dan begin ons 'n bietjie verstaan, hoe lief is hy vir ons. So kan ek jou maar vra, is jy nog passievol lief vir Jesus? Wanneer laas het jy 'n bietjie ekstra tyd alleen saam met hom spandeer? In jou eie kamer toegemaak, of in die tuin, waar jy so 'n bietjie tyd het om alleen te wees, net jy en Jesus? Waar is jou passie? Wanneer laas het jy by sy voete gesit, en jou hart uitgehuil by hom, sonder dat iemand hoef te weet daarvan? Want by hom kan jy net jouself wees. En die goeie nuus is, as jy daar voel jou passie is nou nie meer soos dit was in die begin, dit is super maklik om dit terug te kry. Die Here sit nie met verwyte in sy hart nie. Dit is so maklik, jy moet net sy hand vat. Nou, dis nou 'n bietjie 'n awkward voorbeeld, nê? Want ek self begin bietjie bloserig raak as ek daaraan dink, maar julle dink nou aan julle eerste fliek saam met jou kerel of jou meisie. Kan julle dit nog onthou? Ek kan ook nie die heel eerste een onthou nie, maar dan sit mense in die fliek, en dan wil jy nou so graag aan haar hand vat, nê? Dan voel jy net so eers die hitte van die hand, en dan so halfpad deur die fliek, dan skraap jy al jou moed bymekaar, en dan vat jy so saggies aan haar hand, en dan vat sy jou hand terug. En dis dieselfde met Jesus. Voel net sy hand, en voel net hoe naby is hy aan jou. En as jy sy hand vat, dan vat hy jou hand. Want
God bly getrou, al is ons ontrou. Hy wil net hê jy moet hom lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. En hy wag vir jou. En dit is interessant in Johannes 14, ek sluit af weer met Johannes 14 vers 21, die Here Jesus sê, wie my gebooie het, sal my lief hê. En wat is sy gebod? Ons moet hom lief hê. So hy sê eintlik, wie my lief het, sal my lief hê. Dis al wat die Here vra, wie my lief het, sal my lief hê. So as jy vir Jesus waarlik lief is, voel sy hand, voel hoe hy jou hand vat. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons het U baie, baie lief. Ons weet hoe lief U vir ons is. Ons word gereeld daaraan herinner in boodskappe, in die woord. Wanneer ons Paasfees vier of ander feeste vier, dan staan ons ekstra stil by hierdie waarheid, hoe lief U vir ons is. Help ons vandag om, maak nie saak waar ons is op ons reis saam met U nie, om net U hand weer naby ons hand te voel en dit te gryp. Ons wil U hand vashou, Here, want ons het U baie lief. Amen.